Dag sê, dankie en welkom hier by Klets Kompas. My naam is Okito Greek. Vandag is die 6de Julie 2026. Bietjie later in vandag se uitsending sal Brian Manango en die manne van Sportrap die nuutste sporthoogtepunte met ons kom deel, veral met die klem op perderesies. Maar voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie bespreek en met julle deel. Ons loer ook daar by die weerkantoor in. So bly hier so, kom nader, kom ons klets lekker saam hier op Klets Kompas. In Kaapvol Hoop elke week 8:30, 8:30 op donderdaande vertel ons wat gebeur in die Kaap. Ons vertel die Kaapse stories. Ons sien die pragtige Kaapstad hier agter my, Tafelberg, die waterfront deel waar ek nou is. Ons gesels oor lekker kosse wat ons kan eet. Ons gesels oor wat mens kan drink, 'n lekker wyn of twee. Ons gesels met die mense. Ons hoor die Kaapse stories. Dis alles donderdaande 8:30. Dit is op Kaapvol Hoop. Welkom terug hier in die ateljee met my, Irene Marie van der Walt. Hoe gaan dit, Irene? Oké, dit gaan aan. Dit is maandag, ons is aan die sekerige kant, maar ons kyk noord. Okay, iets wat ons nou mee kan uitsien is die CST geleentheid bietjie later die jaar. Vertel ons meer. Dis nou nie aan die sekerige kant nie, hoor. Dit is van 2 tot 4 September vanjaar hou Emerald Sand Platforms die wat hulle noem die CST Expo of die Creative Sport Tourism Expo. So dit gaan halfe 'n samekoms van daardie 3 bedrywe wees en dit sien as professionele bedrywe in die sin dat jy het jou kreatiewe bedryf aan die een kant, jy het jou sportbedryf aan die ander kant en dan nou natuurlik toerisme ook. En die organiseerders, so daar sê Ashwin Berry, wat die uitvoerende direkteur is vir die CST Expo, as ook NTV Afrika, wat sê dat hulle 18,000 besoekers verwag tydens daardie 3 dae by die CST Expo. Ja, so ek sien uit, ek dink daar word baie ek wil al sê grondslag gelê vir hierdie CST Expo, met ons het voorheen gesels oor die ontwerperswerkswinkel en al daai tipe dinge. Een ding wat ek sal uitsien na by die CST Expo is, veral wanneer dit kom by die kreatiewe bedryf en by die sportbedryf, is om waardigheid in daardie bedrywe te sien. Ja. So, ek dink daar is ongelooflik baie waardigheid in toerisme. Jy weet, toerisme, ons het 'n baie sterk toerismebedryf, ons kyk baie mooi daarna, dink ek. Maar ons kreatiewe bedryf en ons sportbedryf voel dit in hierdie stadium suig al van die agterspeen. Ja. So dis een ding wat ek nou sal uitsien wanneer ek CST toe gaan, seker vir werk, is om te sien hoe daar waardigheid en deur daai grondslag wat gelê word, dink ek kan ek al sien dat daar werklik waardigheid toegevoeg word. Ja. Tot hierdie 2 bedrywe, veral natuurlik toerisme ook, maar veral ek dink sport en die kreatiewe bedryf waar dit so nodig is om dit te sien. Ja, nee, ek sal ook bywoon net om veral vir die kunste, 'n bietjie vir die sport, hupstootjie te gee. Ek dink ons het groot potensiaal, daar is baie talent, maar ons moet dit nader soos 'n besigheid. As dit kom by sport, moet ons die beste individue uitken, nie net iemand wat miskien 'n neef of 'n niggie of een of ander konneksie het nie, maar wat die talent het en dan hulle help. Ons het dit al voorheen baie goed reg gekry. Ek dink nou aan Christine Bomma byvoorbeeld. Ons het voorbeelde, selfs Frankie Fredericks. So ek dink daar's 'n groot geleentheid wat ons kan by die horings gryp. Gepraat van 'n geleentheid, ek het ook geskryf oor die sement nywerheid. Die minister van Industries of Nywerheidsontwikkeling, Myne en Energie, Modestus Amutse, het laas week laat weet dat hy die mededingingskommissie se verbod op samensmelting van Ohorongo sement en Chita sement omkeer en hy gaan nou toelaat dat hierdie transaksie voortgaan. Dit is nou amper 'n jaar nadat die NACC, dis nou die mededingingskommissie, dit teëgestaan het. So ek het gehoor by
Cheetah Cement se woordvoerder, meneer Tabi Moyo, hulle is baie gelukkig met die besluit. Meneer Schutte van Orongo Cement, die uitvoerende hoof, hy sê dat die aandeelhouers sal nou moet besluit en binne 3 tot 6 maande kan ons verwag dat die transaksie voltooi word, maar vir hom is die mees belangrikste net dat Namibië se werknemers beskerm word. Hy is baie trots dat Orongo op die oomblik meer as 97% Namibiërs in werk het. So ek dink dit is 'n interessante verwikkeling en ek dink mense kan gerus meer daaroor lees in Môre se Republikein. Daar is ook 'n baie hartseer storie wat Aurelia Afrikaner geskryf het oor 'n sterfgeval by die stortingsterrein in Okahanya. Jy weet, baie van Okahanya se inwoners, veral jonger mense, wat geen ander uitweg het nie, hulle gaan na die stortingsterrein om daar te krap en te soek vir iets wat hulle miskien bietjie kan skoonmaak of herstel en weer verkoop. Sommige soek selfs vir kos. Dis 'n baie hartverskeurende realiteit wat dag in en dag uit daar uitgelewe word. En hierdie jong man het op 'n beefcore bakkie agterop gespring, nou op soek na die varsste van die vleisprodukte wat daar gestort word. Maar die bakkie het 'n sleepwa getrek. Hy het sy greep verloor. Hy het geval en is onder die sleepwa. Blykbaar is hy agter op die bakkie gevat na Beefcore se hoofkantore. Maar hy is oorlede voor hy die sorg kon kry om sy lewe te red. Ja. En dis vir my net, ek meen, Okahanya is nie die enigste een nie. Ja, nee, beslis. Jy weet, Leandra Mouers het nou al breedvoerig hieroor berig gedoen sedert COVID tyd. Jy weet, in COVID het sy die storie geskryf oor die sogenaamde Zula Boys. En ek dink dis die eerste wat mense half van hierdie konsep regtig dit hier voor in hulle verstand 'n plekkie gekry het, is toe Lia geskryf het oor die Zula Boys. En sy het ook sedertdien geskryf oor sterftes by Walvisbaai stortingsterrein, hoe baie mense gesterf het. Ek kan nou nie mooi die syfer onthou nie, maar ek onthou dit was absoluut skokwekkend geweest toe ek daardie syfer sien. En net weer eens 'n simptoom van 'n groter probleem, en dit maak my kwaad dat ons daarna kyk en sê, okay, maar hoekom was hy daar? Hoekom het hy dit gedoen? Ja. Want dit is wat hy moet doen om te oorleef. Dit is nie hy wat gefaal het nie, dit is die samelewing wat gefaal het. Dit is die opset waarin ons leef, en 'n baie groot, en dis nie 'n side effect van hoe ons leef nie. Dit is absoluut nodig vir ons om te leef met 'n blinde oog oor sulke tipe dinge. Jy weet, en dis verkeerd. Jy weet, ons moet begin besef hierdie dinge gebeur, en ons moet dit in die oë kyk, want jy gaan nooit 'n probleem oplos as jy dit nie aan jouself herken het nie. Ons moet ophou om net ons rug te draai op sulke tipe probleme. Ek stem met jou volkome saam. Ek dink dit is belangrik dat ons weet van hierdie gevalle. Ek dink ons is oor die algemeen blind vir die stryd en die lot van ons medemens en mede-Namibiër. En dit is belangrik om ten minste, al gaan jy niks daaraan doen nie, moet jy weet wat is die realiteit. Ja, maar oké, dis goed genoeg van dit. Daar is ook 'n baie interessante berig oor 'n Namibiese gebore skrywer. Jep. So dit is die skrywer Zirk van der Berg. Hy het nou 'n nuwe boek gaan doen. Hierso gou moet loer. Julle gaan my moet verskoon. Ek het nou die naam vergeet. My skaduwee loop los. Dit voel vir my soos 'n terugkeer na die Zirk van der Berg styl. Hy het nou sy laaste boek was Hemel en Aarde en Ons, en dit was hierdie geskiedkundige roman oor 'n dokter op Kommanskop, gedeeltelik gewortel in die waarheid en in 'n ware verhaal. En nou gaan hy weer, dit lyk vir my na 'n Zirk van der Berg daar by my skaduwee loop los. Hy woon tans in Nieu-Seeland, maar baie van sy boeke, indien nie almal nie, ek dink meeste van sy boeke, is hierdie Namibiese, Suider-Afrika stories, wat ek dink
vertel van 'n Afrikaanse manier van wees. Ja. Ja, so my skaduwele op los gaan nou al vir hierdie terugkeer, spesifiek by Oliver Tambo en dan nou die reis van daar af en die gebeure van daar af. Ja, so ek dink mense, Zirk van der Berg is in die algemene skrywer wat 'n baie loyale aanhangersbasis het. Jy weet, daar's die mense wat nie van hom weet nie, of sodra jy van hom weet, is jy gewoonlik deel van daai loyale, dit is 'n if you know you know tipe ding. Okay. Maar hy is, dit ook bygesê, hy is nogals redelik bekend vir sy skryfwerk. So as jy 'n tipiese Zirk van der Berg aanhanger is, dink ek my skaduwele op los gaan weer daai Zirk van der Berg wees. Jy weet. Maar dit dalk het hy ook 'n bietjie, dis wat ek nou wonder toe ek die rig gelees het, is jy weet, dalk het hy ook bietjie uitgebrei van die hemel en aarde in ons era, dalk het dit sy skryfstyl bietjie omvergewerp. So dalk is dit nie heeltemal Zirk van der Berg soos ons hom ken nie, maar ons sal nou maar moet kyk wanneer hy uitkom. En ons sien daarna uit. En so met dit kan u ook uitsien na môre se uitgawe van Republikein en natuurlik sal daar baie meer nuus in wees vir u om te geniet. Dis dan dit van Irene Marie en myself. Ek kom nog net weer terug as ons inloer by die weer. Kom sluit by ons aan, bly by ons hier op Kletskompas. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug. Vandag was dit 'n bietjie effens warmer hier in die hoofstad. Die sonnetjie het met mening geskyn. En kom ons kyk wat het die weervoorspelling vir ons in 8 van môre. Dit is dan Dinsdag die 7de Julie 2026. Ons verwag op Katimamolelo temperatuur tussen 11 en 28 grade. Heel sonskyn daar, Rundu ook sonskyn vanaf 10 tot 28 en Hana vanaf 12 tot 30. Oshakati vanaf 14 tot op 29, Ruakana vanaf 13 tot op 30, sonskyn daar in die noorde ook op Tsumeb vanaf 13 tot op 26 grade verwag, Otjiwarongo 11 tot 25, Omaruru 12 tot 27, hier in Windhoek verwag ons vanaf 9 grade tot op 24 grade môre en Gobabis vanaf 10 grade tot op 24 grade vir môre. Op Bentries Bay verwag ons sonskyn vanaf 15 tot op 32 grade môre, Swakopmund is vanaf 14 tot op 23 grade, Walvis Bay vanaf 17 tot op 30, Rehoboth vanaf 10 tot op 25, Mariental vanaf 13 tot op 25, Keetmanshoop vanaf 14 tot op 25, Arnos vanaf 12 tot op 25, Loederitz vanaf 17 tot op 30, Arjonsvlei vanaf 30 tot op 26, Oranjemund vanaf 11 tot op 22, en soos jy self daar kan sien, dit lyk dit sal die hele land vol net sonskyn wees vir Dinsdag 7 Julie 2026. Ons land ontstaan met die golwe van ons land ontstaan. Welkom terug. Die afgelope Saterdag was dit die Castlebed Cup perderesies, die grootste prysgeld vir so 'n tipe geleentheid hier in Namibia, en die manne van Sportrap saam met Brian Monango was daar
om dit vir ons te dek en verskeie onderhoude te voer. Kom ons kyk saam en geniet. Met die golwe van ons land ontstaan. Ons is zelfs begin met Piet. Piet is begin trainen, maar ik verstaan hoe komt July, Kasselbeek July Cup gewinnen zo met die groot perd Woodland Bridge. Vertel ons net Biggie, hoe was dat? Ja nee, dit was 'n lekker reis vir my vir die dag met Woodland Bridge saam. Is 'n hanteerbare perd. Jy kan hom reisos jy voel en jy kan hom reisos jy voel, dis 'n hanteerbare perd en ek is bly ek het die groot wedren plat gewen, die July handicap. Oké, Ja. ik heb gehoord dat hij een besering gehad voor die race, maar hij heeft genoeg rust gekregen. Wat had je gevoel je kon die race winnen? Ja, dis die eerste reis vir die jare wat ek vir Woodland Bridge in die races ry. En ek het nog gewen saam met hom saam. No. Ja, Nou, wat had je gevoel op die trek? Goed, nee, je hardloop mooi. Je kan hem tot die laatste lijn van. ek het hom van die uitspring af uit die hok uit het ek al klaar gevoel. Die posisie waar ek gelê het ek klaar gevoel, nee. Ek sal hom ry soos ek dink en dan sal ek hierdie plat wen. Oké, congratulations Piet. Geluk mijn vrouw. Baie dankie, ja. Ons gesels met oom Junius, wat die wen weer gekregen het. Hoe het ek jou gesê? Oom Junius, vertel ons, Woodland Ridge, Kastelbeek Cup gewen. Die eigenaar van die perd, trainer van die perd, vertel ons Vicky, hoe voel het? Nee, mens kan nie dit beskryf nie. Ek het van die begin af geweet. Michael Kok het gesê 'n goeie perd sal sy vorm verloor, maar nie sy klas nie. Woodland Ridge is 'n klasperd. Hierdie PJ wat hulle so van praat, daar staan die eienaar, hy kan nie praat, hy het die spoegie. Woodland Ridge is 'n top perd, ek het geweet. Hy het 'n besering gehad, ons het versukkel. Ons het hom gereg gemaak vir die lang pad. Vandag het hy gewys, hy is die kampioen perd in Namibië. Groot congratulations aan julle 50.000. Wat betekent die groot win vir die Kasselbeek July Cup vir julle? Nee, dankie. Net vir die sponsors sê baie dankie Kasselbeek. Dis regtig 'n eer om so geld te wen. Ons sien nou uit na Kobabos toe. Maar ek baie manne, almal het gesê Woodland Ridge se tyd is verby. Ek het gesê Michael de Kok, die trainer het gesê ons wil lose iets vir hom. Wat is klas? Dis 'n klasperd. Groot congratulations vir julle. Baie dankie. And they go already a top race there. They go here. You can see Katiti taking the flanks. Off they go. Katiti coming through there. It's a late start. There goes. It is between Katiti and Soldier. Soldier Boy. Soldier Boy and Katiti here. Katiti Komambo. It is Boma. Boma now. Katiti Komambo. Boma. Boma. Katiti Komambo. Boma. Soldier Boy. Boma. Katiti Komambo. Boma. Katiti Komambo still holding the slender lead here. It is Boma now pushing forward. Soldier Boy pushing forward. Boma. Katiti Komambo. It is Boma as they come around the turf. Boma, Katiti Komambo, Boma, Katiti Komambo, Katiti Komambo stretching now. It is Katiti. Katiti stretching. Katiti stretching now. It is Katiti taking the lead. Katiti stretching. Katiti stretching, but Katiti stretching. Katiti. Katiti. Soldier Boy, Katiti. Soldier Boy, Katiti. Soldier Boy Katiti. Soldier Boy Katiti. 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 Soldier Boy Katiti. Soldier Boy. And the race goes to Katiti. Soldier Boy in second with Boma in third. Wonderful racing there.
King Centurius, Sitting Bull, and Wandering Star. They go around there, the 1600 meters mark is now King Centurius taking the lead. King Centurius, Miraculous Man, Weerlig Mutu, Sitting Bull. It's King Centurius, Weerlig Mutu, Sitting Bull, Miraculous Man, and it seems Wandering Star, you can't go with them. Approaching the 1400 meters mark, it's still King Centurius in front. King Celtilus followed by Weerlig Mutu now. King Celtilus, Weerlig Mutu, Miraculous Man, Sitting Bull, and Wandering Star is out of action. They're approaching now the 1200 meters mark with King Celtilus, 3-4 lengths, 3 lengths in front, Weerlig Mutu, Sitting Bull, and just as I said, Wandering Star is out of picture. They go around the bend for the first time, approaching the 800 meters mark, is King Celtilus in front. King Celtilus, Weerlig Mutu, Miraculous Man, and Sitting Bull. If they come into the straight, it's still King Celtilus. Does he still have power? It seems the jockey is looking around, the horse may be flat. Is King Celtilus there? King Celtilus still in front, Weerlig Mutu, Sitting Bull, and Miraculous Man. In front is still King Celtilus. King Celtilus, Weerlig Mutu, Sitting Bull, Miraculous Man. King Celtilus 4, 5, 6 lengths away. King Celtilus, horse number 3, running away. The people, other horses are coming. King Celtilus in front is King Celtilus. King Celtilus. King Celtilus, Weerlig Mutu, Miraculous Man. Miraculous Man. It's King Celtilus. King Celtilus the winner here. The horse at the inside, it can be Weerlig Mutu and Miraculous Man. Then Sitting Bull. What a race from King Celtilus there. Simply a wonderful win. And the way they go. Nambred graduation 1,600 meters, only 4 of them. Immediately it seems like Hotline in front. Hotline, Golden Fire, Trip to Peace, and Prince. Only 3 there, since 1 hour didn't start. But now it looks like Golden Fire is taking the lead. Golden Fire taking the lead with Trip to Peace. Golden Fire, Trip to Peace, and Prince at the back. Is Golden Fire taking the lead now? Golden Fire with Trip to Peace and Prince at the back of the field. Only 3 of them. It seems Hotline doesn't take part of it. But still Golden Fire. It's Golden Fire from Commaster with the yellow silks in front. Followed by Trip to Peace, horse number 4 there. Then followed by Prince from Burger Racing. Round the bend they go, is still Golden Fire. Golden Fire in front. Golden Fire with Trip to Peace. Golden Fire, Trip to Peace, and Prince. Still Golden Fire in front. Golden Fire, Trip to Peace, and Prince. Golden Fire into the straight is still Golden Fire. Golden Fire, Trip to Peace at the inside, and Prince at the back. Golden Fire, Trip to Peace. Golden Fire, Trip to Peace, and Prince. Golden Fire, Trip to Peace. Golden Fire, Trip to Peace. Is Golden Fire 1, 2, 3 lengths. Golden Fire is Golden Fire from Commaster Clip in front, followed by Trip to Peace. Golden Fire, Trip to Peace. Golden Fire and Trip to Peace. Is Golden Fire, Trip to Peace with Prince. Is Golden Fire, ladies and gentlemen. Golden Fire, Trip to Peace, and Prince. Golden Fire, the winner here. Graduation 1,600 meters. There's horse number 2, Hotline, only coming out now. The winner here is Golden Fire from the Commaster Club, followed by the favorite Trip to Peace from Mr. Stefanis from Southern Horse Racing Association into second, and Prince from Burger Racing in the third place. Daar is dit, daar het julle dit. Dit was lekker om te kyk hoe vinnig hardloop daai perde en natuurlik met daai spoed hoop ons ook hier in die ateljee Ekogito Greik en Soraya Mentor dat julle 'n lekker week vooruit het en maak seker om weer môre by ons aan te sluit wanneer ons weer so lekker saam sal klets hier op Kletskompas.